Daar's hy nou. Is lekker om vanoggend saam met julle te kan kuier. Die gesiggie wat julle daar op die familienies gesien het en volgende week sal ons amptelik bietjie saam met hom en sy vrou bid. Is Herman wat van 1 Julie af ons nuut aangestelde aanbiddingsleier is. So ons het hom nou al vir 6 maande geaudisie. So ons het toe op die punt gekom waar ons gevoel het nee, ek dink hy kan seker. Ons sal hom kom ons doen dit maar. As ons lekker om die team te groei, is ons lekker dat die gemeente groei. So 'n bietjie vakansie en ek hoop jy het gerus en ek hoop elke persoon wat nie vanoggend hier is nie kan nog 'n bietjie rus, want hoe goed jy rus bepaal hoe reg jy is. En dit het ek nou net klaar gesê en toe besef ek dit klink nogal soos 'n slogan. Hoe goed jy rus bepaal hoe reg jy is. En ek hoop regtig jy is reg want jy het reg gerus. Dis vers 2. Ons het so vinnig vir jou klomp goeders gewys wat gebeur hierdie kwartaal. Ons het uit ouer gewoonte het ons geleer dat kwartaal 3 voel soos die kwartaal wat almal alles probeer doen, wat hulle nie in kwartaal in 1 en 2 kon doen nie en alles waarvoor hulle nie in kwartaal 4 kan sien nie. Dit doen hulle in kwartaal 3. So ons het van ons kant af probeer om sekere dinge minder te maak en meer gefokus te maak. So, is 'n mannekonferensie of 'n mannekamp, 'n vrouekonferensie en dan het ons die kursusse soos inskakel minder gemaak hierdie kwartaal sodat ons meer gefokus kan wees. En een van die kursusse wat jy daar gesien het is die dieper kursus. Nou, ek weet nie of jy al ooit beleef het hoe jy nie van iets hou nie omdat jy nie dit verstaan nie. Formula 1 was vir lank so vir my gewees. Ek het daarvan gehou want ek het lekker geslaap daarop, né? Ons almal ken 'n Formula 1 middagslaapie. En toe so 'n paar jaar terug, toe kyk ek hierdie reeks, Drive to Survive, en toe hoek dit my, né? Kyk, die laaste ruk was weer bietjie boring, want Max Verstappen wen net die hele tyd. Maar toe begin ek dit verstaan, en ek begin die intriges verstaan, en die konteks verstaan, en ek begin dit geniet, en net soos laas ek preek ek moes nie, sê ek vir julle, ek gaan nie meer golf speel nie, ek het opgegee, wraggies nooi van nood nou om saam met hom te gaan golf speel. Toe gaan dit nie so bad nie, soveel so dat ek toe gister, na die rugby, toe sien ek as golf op, toe kyk ek so 'n paar minute uit, al klaar was ek geïnteresseerd. En so 1 keer 'n jaar, dan probeer ons, doen ons 'n toets, ons noem dit die impakstudie, waar ons probeer uitvind, waar lê die gemeente, waar lê ons leierskap, hoe voel mense oor die gemeente, oor die impak wat hierdie gemeente maak, en een van die dinge wat elke keer laer skoor daar is, wat mense sou wou, is die feit dat mense voel, hulle spandeer nie soveel tyd in die woord soos wat hulle wil nie. En dan, daai toets meet ook hoekom. So hulle sê dan, dit is vir hulle boring, hulle voel, hulle verstaan dit nie altyd nie, dit is nie 'n passie nie. En om dit direk aan te spreek, het ons 'n kursus ingevoer van die States af, van die Free States af, van Bloemfontein Campus af, met die naam Dieper, wat ons vir 6 weke met die mense wat ingeskryf het, 'n pad wil stap oor hoe doen jy Bybelstudie? Hoe bestudeer jy die Bybel, dat dit nie vir jou 'n, ek verstaan nie, en ek weet nie eintlik waar om te begin nie, maar dat dit 'n passievolle, geesvervulde ervaring is, wat jy vooruit sien elke liewe dag. So, die kursus is R200, wil jy sê, ons maak nooit geld uit enige kursus nie, ons betaal die boeke daarmee, en die pepermuntjies op die tafel, en al daai goedjies, probeer ons daarmee befonds. Ek wil jou aanraai, elke kind van God moet weet, hoe om met sy pa te kommunikeer, en om tyd in die woord te spandeer is een van hulle. Ek wil jou aanraai om in te skryf vir Dieper, die kursus wat vir 6 weke is, en ons wil saam sit, en die passie wakker maak, we want to fan the flame, sodat jy in die oggend voel, ek kan nie hierdie dag begin, sonder om tyd in die woord te spandeer nie omdat ek moet nie, maar omdat ek wil. Ons skop oor 2 weke af met 'n reeks oor aanbidding. Volgende week gaan ons weer so 'n bietjie terug anker na ons jaartema met die naam Hoop toe. So ons wil so weer staan en sê, wat is ons visie vir hierdie jaar nou weer? Vandag is 'n oop tema en ek sit in die week ek saam met Nader en ek sê vir ek weet regtig nie. Ek weet nie waaroor om te preek nie, want as so in die vakansies as almal op verlof is, dan beplan ons nie so saam in die boodskappe soos ons gewoonlik doen nie. En sy deel iets met my, en toe sy dit met my deel, toe vat dit my dadelik terug na Sondagskool toe ek so klein was, in NG Acacia gemeente. En sy sê vir my, die laaste ruk kom die konsep van to find refuge in the Lord nogals baie by haar op, om skuiling by die Here te vind. En ek dink toe, okay, en soos sy dit sê, voel ek hoe ek terugsit in daai Sondagskoolklassie, en oom Dawie deel met ons 'n versie. Nou net vir jou sê, ek is aandagafleibaar, en ek was nog meer aandagafleibaar jare terug. Ek moes geleer het intussen om daarmee klaar te kom.
Ek was nie die maklikste in 'n sonndagskoolklas of enige klas nie. Daar's baie min dinge wat ek kan onthou van sonndagskool. Maar om een of ander rede het daai dag by my vasgesteek toe ons die middelste vers van die Bybel hanteer het. Met ander woorde, as jy vers 1 Genesis tot aan die einde van Openbaring vat en jy tel hoeveel verse dit is en jy deel dit in die helfte, dan kom jy by Psalm 118 vers 8 uit. Wat vir my daai tyd baie cool, dit was vir my baie cool en dis dalk hoekom ek dit onthou het. Wat sê om by die Here te skuil is beter as om op mense te vertrou. En vir lank het ek gesê dis my gunsteling vers, want dit is eintlik net die enigste ding wat ek onthou het vir baie lank. En onlangs toe ek natuurlik in die bediening inkom en spesifiek in Doxa Deo en baie met die evangelie, nie net met godsdienst nie, maar met die goeie nuus te doen gekry het. Toe begin die versie vir my minder beteken, want toe voel ek dis nogals 'n negatiewe boodskap, jy weet. Om by die Here te skuil is beter as om op mense te vertrou en afhangende van wat se bril jy op het, kan jy dit of sien as wow, dis great om op die Here om by die Here te skuil, of jy kan dit sien as moet net nie op mense vertrou nie, jy weet. En soos ek begin kou aan hierdie konsep van skuil, kom ek agter daar's omtrent 40 skrifverse wat direk die woord skuiling gebruik in die sin van dat ek en jy moet skuil by die Here. Ek probeer dink in vandag se tyd, hoe kan skuiling vir ons relevant wees, want ek dink 200 jaar terug was dit, as jy gesê het skuiling, want iemand dit baie makliker gesien vir wat dit is, want hulle moes vir hulle self skuilings bou. Jy weet, vandag is ons meeste van die tyd in skuilings, en so nou en dan, as dit warm genoeg is ons buite, en jy werk onder dak en so aan. Maar ek weet nie wie van julle het al op die pad gery, as dit hierso November is, en 'n warm donderstorm breek uit, en is 'n hailstorm, en jy kyk hoe gaan almal vir koeltebome en vir garage dakke en almal met hulle fancy karre probeer net skuiling vind. Dis ewe skielik is dit net flikkerligte en is chaos en ewe skielik is hierdie boom wat 'n frustrasie was, is die persoon se grootste hoop dat sy kar nie gaan skade kry nie. En dit is my so half die konsep van hier sit ons vandag en die Here sê ons is veronderstel om by hom te skuil, maar ek dink in ons godsdiens of in ons geloof verstaan ons die konsep van skuil baie goed. Ons verstaan hoe nodig is dit om te skuil en waarvan af ons moet skuil en wat daar is wat ons moontlik kan afbreek en seermaak. Maar ek dink nie ons het noodwendig altyd 'n ferm greep op hoe om dit te doen nie. Want ons almal weet wat die dinge daar buite is. Ons almal weet daar's wolwe en daar's golwe en ek sal berol vandag. Wolwe, golwe, pile en mense wat huile. Dat was baie sleg. Sorry, dit is die eerste keer hier, dit gaan nie altyd so nie. Ons almal verstaan die dinge baie mooi van wat ons van moet skuil, maar hoe om te skuil is iets wat ek dink ons soms mee sukkel, want as ons regtig geweet het hoe, sou ons dit meer kere gedoen het. Hier is 'n skrifvers, Psalm 34 vers 9 tot 11. Kom ondervind en sien dat die Here goed is. Net gou pos daar. Met ander woorde, God is altyd goed, maar daar's 'n instelling in my kop wat kan maak dat ek dit nie ondervind en sien nie. God's altyd goed. Dis ek wat myself moet op 'n plek plaas waar ek kan sê, hier is ek en ek wil kom ondervind dat God goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Julle wat aan die Here behoort, dien hom, se opdrag. Wie hom dien, het geen gebrek nie. Selfs leeu's ly gebrek en kry honger, maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie. Nou, dis nogals vreemd om dat Dawid wat hierdie Psalm geskryf het, nou sommer na van 'n leeu praat. Dis hoekom dit so belangrik is om skrif in konteks te sien, nie net vir die vers en die hele hoofstuk nie, maar ook die persone wat dit geskryf het en hulle uitkyk, want as jy die vers net so lees, dan is dit soos, Dawid, jy kon van enige voël gepraat het, of enige dier gepraat het, hoekom nou spesifiek praat jy van 'n leeu? En ek wil ons kom herinner dat hierdie is Dawid wat, wanneer hy hierdie skryf, is hy die koning van Israel, en hy is op hierdie great plek wat regeer oor baie mense, en hy het baie vrouens, en jy weet, is hierdie figuur, hierdie koninklike figuur, maar hy het begin as 'n skaapwagter, daar waar niemand hom gesien het nie, en die deel waar hy voor Goliat staan, en Goliat in die oë kyk, en vir hom sê, vandag gaan ek jou met my ketty slaan, sê vir hom, luister, ek was daar, God was by my toe die leeu,
en die beer en almal daar was. En reg deur die psalms wat Dawid skryf en ons sien hoe die Nuwe Testament skrywers hierdie selfde idee vat en hulle kopieer dit. Praat Dawid vanuit hierdie ding wat hy die beste verstaan. En dis skape met 'n skaapwagter. En hy kom sê hierso, luister, ek bedoel, wie van julle toe julle kinders was, as iemand vir jou gesê het, wat se dier wil jy wees as jy een kan wees, het gesê ek wil 'n skaap wees. Nee, ons wil arende wees, en leeu's wees, en dan brul vir my, en ons wil luiperd wees, en ek wil op 'n stadium 'n kudu wees, totdat ek oud genoeg is en te verstaan, maar as jy mooi groot kudu is, gaan mense jou of wil skiet, of leeu's gaan jou wil vang, so toes maar terug by die leeu. Dawid sê, selfs die leeu sal honger ly. Maar ek en jy wat skape is, wanneer ons veilig by hom is, en ons skuiling by hom kry, sal ons geen gebrek ly nie. Dawid maak hierdie vergelyking van ons wat skape is en Jesus wat die herder is, en ek wil vanoggend so 'n bietjie hierdie twee dinge ingaan en sê, hoekom? Hoekom is die mens skape? Hoekom kan ons vergelyk word met skape? En ek het so 6 goeders wat ek met jou wil deel, wat ek bietjie gaan oplees het en kenners gaan inroep het, dan die Google, en hulle sê, een van die eerste goeders, hoekom die mens vergelyk kan word deur Dawid as skape, is dat skape het geen aanvoeling vir rigting nie. Hulle sê, hulle sal volg wie ook al voor hulle loop, al is dit 'n ander skaap. Nou hier's 'n interessante storie, in Kentucky, en dis nie in KFC nie, in die staat Kentucky in die VSA, het 1100 skape van 'n afgrond afgeval toe die herder gaan ontbyt eet het. En hierso is die verduideliking. Apparently this is what happened. The sheep in the back couldn't see past the sheep in the front. So they were unaware of what was ahead. But the sheep in front couldn't see because the sheep in the back were pushing them forward. Sou jy nie sê dat baie van die dinge wat in ons wêreld skeef is vandag, en ek dink ons kan amper elke oorlog kan ons gaan en ons kan dit gaan dissekteer en sien, dit was die geval. Iewers het iemand voorgeloop en 'n klomp skape agter het besluit, nee wat, lyk vir my lekker, ek loop agter jou aan, tot op die punt waar die skaap voor agter gekom het, luister, hier's moeilikheid, hier's 'n afgrond, en hy besef het, ek kan nie nou stop nie, hulle gaan of boor my loop, of ons gaan hier af. Nou interessant rakende hierdie storie, en dis net so 'n bietjie vir interessantheid, van die 1100 skape is net 400 dood. Want hulle sê die 500 na die 400 het 'n sagte landing gehad. So, en dis nie 'n grap nie, dis regtig so. Hulle sê die 500, die tweede helfte van die skape het daarom bly lewe, want daar was genoeg wol daaronder, dat hulle heel sag geland het. Hulle sê, as jy 'n toets wil doen met skape, is nogals interessant, as jy hulle in 'n kraal injaag, en jy sit 'n tou neer op die vloer, by die deur van die kraal, en jy jaag helfte van die skape uit, dan gaan hulle by die tou kom, en hulle gaan almal oor trippel, oor hop, of oor spring, of wat ook al jy dit wil noem, boor die tou. Hy sê, en as jy die tou wegvat, net voordat die tweede helfte uitloop, gaan die tweede helfte ook loop, en by dieselfde plek nog steeds maak, asof hulle oor iets spring, want hulle doen absoluut wat die een voor hulle doen. En ek dink dis baie keer met ons so. Ek het hierdie storie wat ek al baie keer gedeel het van 'n jong man wat getroud is, en hulle bly daar so iewers langs die kus, en sy vrou sê vir hom, sy nuwe vrou, sy gaan vir hom snoek maak, maar soos wat haar familieresep sê. En sy maak hierdie snoek, en sy sien hoe sy dit voorberei, en een van die dinge wat sy doen is, sy vat hierdie snoek, en is nie so groot snoek nie, en sy sny hom in die helfte, sit speserye op, en sit hom in die oond. Hy dink, dit is nogals interessant, hy vra vir haar, my vrou, my hartjie, my liefie, baie lekker snoek, by the way, maar hoekom doen jy dit so? Sy sê, nee, hier op die resep staan, sny snoek in die helfte. My maggies, hy is te nuuskierig om dit net daar te los, gaan praat met sy skoonma, sy sê vir haar, hoorie ma, vertel my, hoekom snoek in die helfte? Sy sê, nee, dit is die resep, ek het hom by my ouma grootjie gekry, maar my ouma sal weet, en sy leef nog, en net so voordat sy haar laaste asem uitblaas op haar doodsbed, sê vir haar, ouma, ek het 'n baie belangrike vraag om jou te vra. Sy dogter is hierdie vraag oor die koninkryk, hy sê toe, nee, daai snoek, hoekom sny hulle hom in die helfte deur? En met haar laaste asem sê sy, want hulle het op die plaas groot geword, en hulle oondbakke was te klein om 'n hele snoek in te sit. Hoeveel keer in ons lewe doen ons net iets, omdat dis nou maar net hoe ons dit doen. Kerk is een van daai goed, dag, ons gaan nou maar kerk toe, ons sing 'n bietjie, gooi 'n tikkie, bid 'n bietjie. Hoekom? Want
weet nie, gaan vra my ouma. En as ek nie in my wese die antwoord het van die enigste waarheid hierso, om te verstaan hoekom dit is wat ek doen nie, dan is ek niks anders as 'n skaap, wat geen aanvoeling het vir rigting nie, en ek het nodig om te verstaan, dat 'n skaap het 'n herder nodig. Dan die tweede rede hoekom ons so skape kan wees, is skape is weerloos. As daar so gevaar is vir 'n kudde skape, dan is daar twee goed wat hulle kan doen. Hulle kan saam bondel en weghardloop, of hulle kan blykbaar so 'n bietjie skop. Maar die skop is nooit genoeg om 'n ware karnivoor werklik weg te hou, om 'n leeu werklik weg te hou nie. Inteendeel, hulle sê, die pogings van 'n skaap om homself te beskerm, maak hom net moer en meer kwesbaar vir die wilde dier. Is dit nie maar 'n bietjie wat ons is nie? Wanneer ons nie toelaat dat die herder vir ons veg nie, dan is ons besig om onsself moeg te maak met pogings om nou kamstig die duiwel te probeer weghou en te veg. En die herder sê, maar ek het die vyand reeds verslaan, kom rus in my, Matteus 9 vers 36. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Die derde rede hoekom ons so skape moontlik is, en hierdie was vir my baie interessant, is 'n skaap kan nie self opstaan as hy op sy rug geval het nie. 'n Skaap kan ook nie homself versorg as hy seer het nie. Jy weet, 'n kat of 'n hond kan homself nog lek en tot 'n mate die genesingsproses aanhelp. 'n Skaap kan nie. Hy is die bol wol wat net absoluut eintlik tot baie dinge nie in staat is nie. En hulle sê, wanneer 'n skaap op sy rug geval het spesifiek, dan is dit nodig dat iemand hom moet regop help. En hier is iets wat vir my 'n ongelooflike openbaring was. Hulle sê die woord wat gegee word vir 'n skaap wat op sy rug lê en nie kan opstaan nie, in Engels is dit cast down. Dit maak dit ons Psalm 42 wat Dawid skryf baie beter verstaan wanneer hy sê, why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. Dan word hy sê, daar's mense, daar's van ons skape wat in God is, wat veilig by hom is, maar om een of ander rede omgeval het en dink, ons moet self opstaan, of op een of ander rede dink, maar hier is ek nou, ek gaan nou maar bly lê soos 'n wurm, waar die duiwel met my vis vang. Ek het 'n herder nodig. Vierde rede, skape is nie gemaak om laste te dra nie. Daar's 'n paar diere wat ek dink, as hulle nie gemaak was vir dit nie, soos donkies, dan sou hulle lankal uitgesterf het, want dis primêr waarvoor ons hulle gebruik. Donkies, perde, beeste, ons meet selfs die krag van ons karre met 'n vergelyking wat ons noem perdekrag. Maar ek het uit eersdaanse ervaring geleer dat 'n skaap nie gewig kan dra nie. Ek was by familie toe ek so 8 jaar oud was in Botswana. Hulle het nie skape nie, maar hulle het boerbokke. En my broer, hulle is baie ouer as ek. Hulle is 8 jaar ouer en ouer. So hulle het die beeste gevang met die lasso waarmee my tannie hulle geboer het. 'n Lasso is daai ding wat die cowboys gebruik, en dan het hulle nou baie pret gehad, vasgestrap, opgeklim, en dan het hulle die beeste gerodeo. En 8-jarige Reinhard natuurlik wil alles saam met Boeta doen, en hulle het toe geweet dit kan nie gebeur nie. En selfs as ek nou terugdink, dan dink ek kan nie glo my ma het toegelaat dat hulle beeste rodeo nie, want hulle kan jou baie seer maak. Maar hulle vang toe hulle teelram boerbok. Maak hom vas, klein Reinhard op die boerbok. Ek ry daai boerbok, ek het video's en foto's en ek wou vir julle vandag gewys het hoe dit lyk, maar dit was vir my soos om 'n bees te ry. Maar 6 maande later, toe die bok nie meer met ons nie. En tot vandag toe weet ek nou nie of dit ek was nie, en of dit iets anders was nie. Maar die feit bly staan is dat 'n bok of 'n skaap is nie gemaak om 'n las te dra nie. En hoeveel keer dra ek en jy laste, en ons het nodig om toe te laat dat die herder dit van ons afhaal, want as dit nie iets is wat op jou moet wees nie, dan gaan dit jou doodmaak. En van wat ek lees, het ek gesien dat 'n skaap kan doodgaan, selfs as sy wol op hom te veel raak. Ek is 'n skaap, en ek het 'n herder nodig. Die 5de rede is, skape is tevrede met tweede beste. Hulle sê, jy kan 'n groot, skoon poel water, dam water hê, en as die skaap 30 meter daarvan af op pad soontoe by 'n vuil modderpoel verbystap, dan sal hy stop en hy sal die modderpoel uitdrink.
Ek onthou as kind, net voor ek by die huis uitgegaan het, elke liewe oggend, dan is daar 2 goed wat my ma meeste van die tyd vir my gesê het. Sy het eers my gesig wit gesmeer met die room, en dan sy gesê, laat jou liggie skyn. Soms het ek. Tweede ding wat sy gesê het is, moet nooit die beste vir die goeie verruil nie. Verlang was dit soos, ja maar, ek kom agter, dis wat ons doen. Ek kom agter, dis wat ek as volwassene soms doen, wanneer ek, die Engelse woord sê, wanneer ek settle vir iets, en ek dink, maar hierdie is nou maar wat ek verdien, en ek is tevrede met hierdie, maar daar's iets wat die beste vir my is, net 30 meter verder, en 'n skaap het nie die kapasiteit, om op sy eie daai keuse te maak, en te besef, hoorie maar, hierdie is nie goed genoeg vir my nie, ek is edel, I am royalty, en daar wag hierdie ongelooflike bron, fontein vir my, net 30 meter verder, ek is 'n skaap, en ek het 'n herder nodig. En dan die 6de ding, om het 'n bietjie meer positief te eindig, is skape is ongelooflik kosbaar. Vanuit Dawid se perspektief, waar hy 'n herder was, weet hy baie goed wat die waarde van 'n skaap is. As jy skape gehad het, was jy ryk geweest, want skape het melk gegee, skape het wol gegee, skape het vleis gegee, skape het vet gegee, en hulle sê skaapwagters sou dikwels hulle lewe op die spel sit om hulle skape te beskerm, want as jy die skaap verloor, dan beteken dit jou familie het nie kos vanaand nie. Hoeveel te meer sal Jesus Christus die herder in sy lewe op die spel gesit het vir my, omdat hy my waarde verstaan, maar nie waarde vir wat ek vir hom kan doen nie. Daar's nie genoeg wol aan my, om dit vir hom die moeite werd te maak nie. Nee, waardevol, want dit is wat die Vader sê ek is. Dit is wat die Vader sê ek is. Ek is 'n skaap, en ek het 'n herder nodig. Maar wat sê ons van God as herder? Ons almal ken hierdie skrifvers baie goed. Gewoonlik is daar 2 verse wat as jy vir meeste mense vra, ken jy verse uit jou kop en dan sê hulle Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, of hulle sê vir jou Psalm 23. En dit gaan soos volg. 'n Psalm van Dawid, die skaapwagter. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskadewee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestander. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Nou hierdie is een van daai skrifverse wat ons al 100 keer gehoor het, maar net in hierdie kort stukkie is daar soveel konteks en beeldspraak wat ons moet verstaan. Die eerste een is die olie wat hy op die hoof sit. Die skaapwagter sou olie vat en dan sal hy dit op die skaap se hoof smeer om die insekte weg te hou. So hy sê eerstens, die Here se teenwoordigheid maak dat hy omsien na jou, dat daai dinge wat kom byt en jy wil irriteer en wil kom ontstel, sê ek kom salf jou hoof met olie. Maar dan die deel wat ek wil stil staan in die oomblik wat so iets sê van hoe hierdie herder omsien na sy kudde, is die woorde die stok en die staf. Engels sal jy in baie skrifverse die woorde gehoor het, Oud en Nuwe Testament, your rod and your staff, it comforts me. En ek moet bieg verlang, het ek nie heeltemal die omvang verstaan van wat dit is nie. Ek dog dit verwys nou maar na God se teenwoordigheid en sy koninklike, jy weet, hy regeer seker maar met een of ander staf in sy hand, of dis seker maar waarna toe dit verwys. Maar sien, die stok en die staf is 2 spesifieke goeders wat gevind word by 'n skaapwagter in die tyd wat Dawid hierdie psalms geskryf het. Die eerste ding is 'n ding wat Dawid baie goed verstaan het, en dis die stok. Dis die ding wat 'n skaapwagter sal gebruik om die roofdiere en dinge wat aanval te veg en weg te hou. En ek wil vir jou vandag sê, dit is wat Jesus is vir my. Hy veg namens jou. Die oomblik wat ons op 'n plek is wat ons wil voel, ons moet nou oorlog maak en ons moet nou harder sing a little louder,
duiwel doodgaan, of dat hy trip, of ek wil vir julle sê, dan haal ons die afgehandelde werk van die herder, Jesus Christus, dit wat hy in die kruis gedoen het, is soos om te sê, Jesus, dankie vir alles wat u my gedoen het, maar u was so 2 houe tekort, van om die volle las, en die volle battle vir my te wen. Hy sê vir my, okay, maar die skrif sê dan, dat ons moet geestelik oorlog voer, jy's reg. Maar daai oorlog gebeur in my gees, it's a battlefield of the mind, waar ek moet, in my wese, wanneer ek liedjies sing en wanneer ek aanbid, moet ek vir my brein en my gedagtes die waarheid leer, en ek moet oorlog maak teenoor my eie vlees wat vir my wil kom sê, staan op en skop, of hardloop weg, of slaan die duiwel, of doen iets, jy moet hom nou wen, en dan is die battlefield in my gedagtes waar ek moet sê, ek kom veg hierdie met waarheid, en die waarheid is, dat my herder reeds oorwin het, en as daar enige iemand in my lewe, of een of ander bose gees, of een of ander duiwel, of wat ook al in my lewe is, wat nog nie vrede gemaak het met die feit, dat my herder reeds oorwin het nie, dan is dit my herder se werk, om hom daai les te leer, want hy het die stok, en dis wat die herder gebruik, sy werk. Jy sien ons, soms so maklik vir ons om vrede te maak met die aanval op ons lewe, asof ons dit verdien. Woorde soos, ja maar ek het die deur oopgelos, daar's 'n liedjie, ja, ek het die deur oopgelos, ken julle dit? En die monsters kom in. Ja, wel, ek het die deur oopgelos, so kom die monsters in, sorry, nee. Nee! Niemand van ons gaan as jy in die sitkamer 2 uur die oggend kom en jy sien daar's 'n rower in jou sitkamer besig om jou HDMI-kabels uit te plak van jou TV vir 'n oomblik te pause en te sê, ek wil net seker maak, het ek die hek oopgelos. En as hy gaan sê, ja, okay, sorry, weet jy, roep my net as jy klaar is, want ek het die hek oopgelos, so maak skoon, hè? Het ek die hek oopgelos? Ja. Moet ek hom toe? Ja. Maar die feit dat hy in my sitkamer is nie my skuld nie. Hy is die een wat op 'n plek is wat aan my behoort. Here, wanneer die duiwel jou aanval in jou lewe, hy het nog nooit die reg gehad nie. Daar's nie 'n wilde dier in die kamp van die herder, Jesus Christus, wat daar hoort nie. As hy daar is, het hy homself daarin lieg en bedrieg, en jy het hom geglo, en hy het vir jou gesê, ja, maar ek is eintlik hier om jou TV reg te maak, en jy sê, okay, 2 uur die oggend, dis weird, maar roep my as jy klaar is. Nee, staan op die waarheid. Staan op die waarheid, dat Jesus Christus jou kom verlos het, en dat hy jou van 'n plek gebring het, waar jy straf verdien het as gevolg van jou sondes. Jou las kom dra het, tot op 'n plek, waar die straf wat enige iemand, of die aanval wat enige iemand teenoor jou wil loods, waar jy op 'n plek kan kom, waar jy sê, ek verdien dit nie. Ek verdien dit nie. Ek kan nie bekostig om op 'n plek te wees, waar ek sê, hy kan my nou maar eet, want ek het tot hier gedwaal nie. Geen skaapwagter gaan, as hy so op 'n plek kom in die veld, en die skaap staan so 20 meter van hom af, en 20 meter verder is al 'n leeu, vir die skaap sê, wel, jy het tot hier geloop, so sorry, nee, sterkte. Hy gaan hardloop, en hy gaan vinniger by jou uitkom, as wat 'n leeu by jou kan uitkom, want jy is syne, jy behoort aan hom, en jy is kosbaar vir hom. 1 Petrus 5 vers 6, humble yourselves, therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Die duiwel is gevaarlik, maar 'n skaap wat skuil by sy herder is veilig. En die tweede ding wat die herder by hom het, is die staf. Lyk anders as die stok. Waar die stok 'n ding is wat die vyand weghou en wat die diere weghou, is die staf die ding met 'n ring aan die bokant, dit lyk soos 'n groot vraagteken. Om daar is om 'n skaap se nek te kan sit, en waar ook al hy homself bevind het, op 'n afgrond, of op 'n kraans, of in 'n dam, of hoe ook al, nie te vra, maar dis jou eie skuld, jy moet hom maar verdrink nie, om hom te kan sit, en om te kan lei, om hom te kan rig, om hom te kan red uit situasies, al het hy homself daar te kry, om hom te korrigeer, om hom te wys waar om te gaan. So waar die stok nog heeltyd uitwaarts gefokus is Jesus ons herder wat die staf het, ook vir ons, met ons werk, en ek moet myself kan toelaat. Ek moet toelaat dat die herder my kan wys.
En ek dink nie dis altyd lekker nie. Ek dink nie daar's 'n skaap wat gemaak is dat die ding om sy nek gaan en aan sy eie gewig hang en opgetrek word iewers by 'n afgrond nie. Ek dink nie dis lekker nie. En ek dink die skaap, as hy kon praat, dan sou hy iemand 'n bietjie stupid gevoel het. En dan sou die herder se werk om vir hom te sê, moenie worry nie. Jy gaan nie die reg kry om nie weer op te eindig nie. Gaan jou help. En dit is nie altyd lekker as die Here deur sy woord vir ons sê, Reinhard, jy's besig om droog te maak nie. Dis nie altyd lekker as vriende vir jou kom sê, hoorie, as ek jou beloftes op jou troudag reg verstaan, is jy besig nou om droog te maak. Dis nie altyd lekker as Jesus, en al gebruik hy mense, daai staf om my nek sit, of my bietjie in 'n rigting indruk, om seker te maak, ek gaan by die regte kraal in nie. Maar ek het nodig om op hom te vertrou. Want hy weet beter, ek is 'n skaap, en ek het 'n herder nodig. Jesaja 40 vers 11. Hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroë sal hy saggies lei. En dan kom Johannes in die Nuwe Testament. Hy gebruik dieselfde beeld wat Dawid so goed verstaan het. My skape luister na my stem. En ek ken hulle. En hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Ek is 'n skaap. En die Here is my herder. Die perfekte herder is my herder. Ek kan nie sonder hom nie. Ek's gevaarlik sonder hom. Ek's gevaarlik vir myself sonder hom. As ek myself buite sy kraal kry of konstant weghardloop, dis die een plek waar ek nie veilig is nie, is as ek weier dat die Here my herder is. So hier's die vraag, hoe skuil ek? Hoe skuil ek? Om by God te skuil, is om soos 'n skaap my te onderwerp aan die gesag van my herder. Hoe dit ook al vir jou is vandag, jy weet waar jy is. Jy weet wat die dinge wat jy is nie besig om jouself te onderwerp nie. Om te skuil by die Here is om jouself te onderwerp aan die gesag van die herder en sy woord. Om te skuil by die Here is om te luister na sy stem en nie sy eie insig te volg nie. Om te skuil by die Here is om die herder te volg en nie die skape om my nie. Good people don't go to heaven, believers go to heaven. Pas op om net soms iets te doen, want mense is nice, en dan moet hulle 'n goeie voorbeeld wees. Dit is nie noodwendig nie. Om by die Here te skuil is om nie met onnodige laste te sit wat die herder wil afhaal en dra nie. Daai trailertjie wat jy rondsleep en man meer vrede gemaak het, maar ag, ek's nou maar Reinhard met die trailer. Vir die res van my lewe gaan ek nou maar hierdie bagasie ronddra. Nee. Om by die Here te skuil, is om te weet dat my waarde direk gekoppel is aan die hart van die herder. Die hart van die herder. So ek wil teruggaan na Psalm 118 vers 8. Om by die Here te skuil, is beter as om op mense te vertrou. Wanneer jy eers by die Here skuil, is dit maklik om op mense te vertrou. Want as hulle jou teleurstel, is jy veilig in die hande van jou herder. Ons moet een ding mooi verstaan, die Here verwag van ons om mense te vertrou. Die Here verwag van ons om mense lief te hê soos wat ons onsself het. En dan soms sit ons met hierdie probleem, want Here, U wil hê ek moet mense vertrou en hulle lief hê, maar dis juist die mense wat my seermaak en my afbreek. En sê maar dis omdat jy soveel verwagting sit in hulle aanvaarding, dat wanneer jy jou teleurstel, dan vernietig dit jou. Jy sien, wanneer jy lewend word en opgebou word, wanneer mense jou komplimenteer, wil ek vir jou vandag sê, sal jy vernietig word wanneer mense jou afbreek. So wat die Here sê, wanneer jy mense lief het en wanneer jy mense vertrou, doen dit vanuit 'n plek uit waar jy skuil by die Here. Want dis die een plek waar niemand jou kan uitrig nie. Ek is 'n skaap, net soos jy. Ek kort 'n herder. Ons het 'n herder. Sy naam is Jesus. En om by hom te skuil, is beter as enigiets. Ek bid vir ons. Dankie Vader dat U my herder is, Here. Dankie dat ek vir U
waardevol is. So vreemd soos wat dit mag voel. Dankie dat U die 99 los om agter my aan te gaan. Vader, dankie dat ek kan kies om enige oomblik by U te skuil. Vader, dankie dat U my nooit gaan wegwys nie. Dankie dat U die stok nooit op my gaan gebruik nie, want dit is vir die vyand. Maar dat U staf, dit wat U gebruik om my nader te trek, en my veilig te hou, en uit situasies uit te kry en uit te red. Dankie dat U staf altyd net 'n paar sentimeter weg is. Vader, dankie dat daar geen plek is wat te ver is vir U nie. Dankie dat daar geen veld is waar ek te ver gewandel het, dat die skaap agter my nie sal kom haal nie. Dankie dat ek kan weet, Here, ek kan deur die dal van doodskade weer loop. Want as ek die beeld van 'n skaap reg verstaan, dan is dit my herder wat my in die eerste plek so toe gevat het. En dit sê vir my, hy is daar. Ek sal geen onheil vrees nie. Want U stok en U staf is my veilige toevlug. Dankie Here dat ons vanoggend kan reageer uit hierdie waarheid uit. Dankie dat ons U kan kom aanbid, Here, in sang. Vader, dat ons vandag nie net hoef te getuig dat U by ons is nie, maar U is vir my. U is in my. En U liefde sal soos 'n staf, sal U my lei. Daar is golwe, en daar is pyle, Here. Maar ek weet, in Jesus Christus, is dit kalm binne my. Dis die waarheid waarvoor ons U vanoggend kom aanbid. Ons kom eer U. Dit is wie U is. U is my herder. Ek is 'n skaap. En U is my herder in die naam van Jesus. Amen.